So man gesit. Goeiemôre julle. Is regtig lekker om by mekaar te wees. Is lekker om by ons aanbiddingsdiens te wees. Net die jaar te begin met bietjie sing en aanbidding en gebed. En net 'n spasie van dankbaarheid. Hy's waardig en ons gaan nou weer verder sing. Maar ek wil net gou-gou stop en net bietjie fokus op gebed. Ek weet veral in 'n jonger kultuur, in die kerkkultuur, in 'n Christelike kultuur, kan dit soms verkeerdelik geervaar word wanneer die Christene sing asof dit soos 'n konsert is of ietsie wat moet mooi klink op jou ore of die instrumente moet perfek wees en al die oorgange moet werk en niks mag verkeerd wees nie en dit is die verste ding van waar af. Wanneer jy professionele musikante het soos my vrou en mense wat baie passievol is oor hulle talente, dan vergeet 'n mens soms dat 'n musikant of sang of jy wat daar sit en sing nie deel is van iets professioneels of noodwendig iets wat 'n sekere standaard moet bereik nie. En 'n mens vergeet dit. 'n Mens vergeet dit wanneer jy die kant van die kansel soms staan en as jy daai kant staan het jy jou gunsteling liedjies en jy hou nie van daai liedjie nie en hierdie liedjie se woorde pas nou nie lekker in nie want dis nou nie hoe jy bid nie. En 'n mens vergeet waaroor aanbidding gaan. En ek wil net vinnig ons stop, ons net trek na wat die Here gesê het en ek wil net hê as 'n gemeente in hierdie jaar as ons ingaan, as jy by die huis aanbiddingsmusiek opsit, jy luister na 'n Christelike liedjie of jy sing net terwyl jy kook of werk by die werk voor 'n besigheidsvergadering en daar's 'n Christelike lied wat in jou kop speel, wil ek hê jy moet onthou wat is jy besig om te doen. Want dis die enigste manier hoe die Here deur ons sang verheerlik sal word. Is as ons onthou dat dit is aanbidding. Ons bid vir die Here. En so, ek is ook bewus, soos ek met julle gaan praat, dat wat gebed betref is daar 'n krisis binne in Christendom. En dit is dat ons baie keer gebed hanteer soos 'n krisis, soos iets wat jy as jy dokter toe gaan, baie mense gaan vinnig dokter toe. In hierdie voorbeeld is dit 'n goeie ding. Maar ouens soos ek, jy gaan nie dokter toe tensy jy die ambulans jou kom haal nie, né? En jy vat baie lank voordat jy hulp gaan soek. Gebed is nie 'n krisismiddel nie. Baie mense bid wanneer 'n krisis in hulle lewe opdaag. Hulle wag en maak planne en doen hulle eie ding en dan sodra dinge breek, dan soos nou het ons die pastoor nodig. Nou het ons die Here nodig. Nou moet ons bid. Nou moet ons vas. Nou moet ons en dis die verste van die waarheid af. Dis die verste van die waarheid af. Jy begin nie eers fokus op hoe jy die kar bestuur wanneer die kar afpyl op die trok nie. Ek maak dit sin wat ek sê, jy fokus konstant op hoe jy bestuur, sodat jou kar nooit op die trok hoef af te pyl nie. Maak dit sin? Wat nou my kop opgespring het, as ek sien nou net hoe ek bestuur. So, jy is veronderstel om altyd reg te bestuur, altyd met geduld, altyd bewus van wat om jou aangaan. Dis 'n roetine van jou lewe as jy in die kar klim en dit moet 'n roetine in ons lewe word as Christene. Ons mag nie net bid as ons iets soek, iets vra of hulp nodig het of goed verkeerd gaan nie. Dit is nie wat die Here verheerlik nie. Dis nie wat hom verheerlik nie. Dis 'n ritme in ons lewens en daarom moenie vir die Here vra om kom help my in my krisis nie, sê vir hom Here help my in my besluite. Elke dag se besluite is wat gebed voorgaan. Ons aanbid hom in die eerste dag van die week, die dag van sy opstanding, om vir hom te kom sê, kom wees deel van my hele week. Moet dit nie ommeng nie. Ons kom nie Sondag by mekaar om te sê, Here, nou is ek jammer vir al die besluite wat ek in die week gemaak het. Laat daai pastoor net al my foute regpreek, sodat ek nou weet hoe om aan te gaan nie. Jy kom nie kerk toe om jammer te sê vir wat was nie. Jy kom kerk om te sê dankie vir wat kom. Maak dit sin? Jy kom nie hiernatoe om te kom netwendig jammer sê nie. Jy kom hiernatoe sodat jy nie hoef jammer te sê nie. Ek weet, maak dit sin? Jy kom hiernatoe om te sê, Here, wees deel van my denke. Stop my, voordat ek hierdie ding doen, wat my 5 minute gaan vat, wat 5 jaar gaan vat om reg te maak. Stop my voor ek daar kom, help my gedagtes, reinig my, maak my bewus, wees met my waar ek gaan. En dit is aanbidding, dit is gebed, dis die liedjies wat ons sing, dit is hoekom ons sing, dis wat ons doen. Toe ek voorberei het, toe hoor ek hierdie woorde in my kop in skree. Eloi, Eloi, lema sabachthani, julle weet nou, nee, Jesus se woorde op die kruis, hy hang op die kruis en hy sê die woorde, wat ek en jy nooit hoef te sê nie. My Vader, waarom het U my verlaat?
En ek is net op 'n plek waar dit vir my soms voel asof Christene moet hoor hoe die Here daai woorde uitroep, want ons hoef nooit daai woorde uit te roep nie, hy sal ons nooit verlaat nie. Maar het jy al ooit gewonder of jy dit doen? Het jy al ooit gewonder of jy sonder hom leef? Of jy jou rug op hom draai en jy dink alles is okay, maar wanneer laas, as jou pa na jou kyk en sê, hey, hier's ek, in 'n krisis, Here, jy moet help, dan sê jy, o, daar's jy. O, hallo, ek so bly, ons is nog hier. Moenie laat hy voel asof hy weggesteek is nie. Dis die verkeerdste verhouding vir 'n Christen, want jy gaan nie in Christendom, in die Heilige Gees se leiding leef, as jy hom net uitroep wanneer jy alleen voel nie. As jy te alleen voel, is dit 10-10 nie God wat jou verlaat het nie, dis 10-10 jy wat van hom vergeet het. Dis die beginsel. Ons hoef nie meer uit te roep, Eloi, Eloi, lema sabachthani nie. Maar as jy dit voel, is dit 10-10 omdat jy nie meer bid nie. Jy maak hom nie deel van jou besluite nie. Ek wou net dit sê. En so wat ons nou toe gaan draai, is die enigste plek regtig wat jy nou moet begin as jy praat oor gebed. Moet nog geen ander plek toe draai nie. Mense preek baie oor gebed en hulle sê die verkeerde goed, want hulle sê dit nie uit die raamwerk van die skriffies wat ons vandag na gaan kyk nie. En so daar's baie wat ek kan sê, en soos ek nou voel, dink ek gaan volgende week 'n bietjie 'n storie uit die Ou Testament uithaal oor gebed, maar ek wil draai na waar jy begin as jy wil praat oor gebed. En dis Matteus. En dis Jesus. En so, ek het letterlik net Bybelversies aan julle blaadjies. Ek hoop almal het 'n blaadjie, want ek wil hê julle moet dit saam met my volg. As jy nie het nie, dink ek ek weet nie of daar nog is nie. Maar as daar is, sit jou hand op. Ek wil graag hê julle moet die woorde saam met my sien. Dis op die skerm, maar ek weet nie hoe klein of julle daar kan sien nie. Ons gaan saam lees oor gebed. Ons gaan saam kyk na wat gebed is, en ek wil vinnig daardeur hardloop. Julle kan by die huis verder met die Heilige Gees daardeur gaan stoei. OK. Matteus 6, bergprediking, Jesus gaan op 'n hoë berg, hy gaan op 'n plek en hy praat en hy doen sy preek. Die kern van Christendom is binne in hierdie 3 hoofstukke. En ek tel dit op in hoofstuk 6, wanneer die disippels vir Jesus sê, leer ons bid. Leer ons bid. Hoor hoe begin hy? Ons Skepper, ons Verlosser, ons Heer, ons Meester, word vlees, en hy leer ons as mens hoe om te bid. En dis wat hy kom sê vir ons. En nou wat gebed betref, moenie soos die skynheiliges wees, wat daarvan hou, om in die sinagoges en op die straathoeke te bid, sodat die mense hulle kan sien nie. Ek weet dit lyk vir jou geestelik, dit voel soms vir jou geestelik, as jy sekere mense sien, en ek kraak dit nie af nie, en ek sien nie, daar's 'n plek vir dit nie, daar is. Maar Jesus se grootste gebede was alleen. Hy het weggegaan van die disippels en gebid, en ons weet nie wat hy gebid het nie. Dink julle nie dit sou belangrik gewees het, om al sy gebede op te skryf nie? Maar hy het weggegaan. Sou ons nie gebaat het, om al die kere wanneer hy sê, en die Here het hulle verlaat om met die Vader te gaan praat, sou ons nie gebaat het daarbey om te hoor wat hy gebid het nie, maar ons het nie. Ons het een plek waar Jesus gebid het. Een. En dit was in die tuin van Getsemane, waar Johannes hier nader kom, en hy sluip nader, en hy luister, en hy skryf neer, en ons het net 'n kort gebed, want toe val hy, raak hy aan die slaap. Toe gaan slaap hy. Al wat Jesus gesê het is, Here, nie my wil nie, maar U wil. My punt wat ek probeer maak is, wees baie versigtig vir, ek moet dit sensitief sê, en julle moet weer eens, julle pastoortjie, meeste van julle wat hier sit ken my, julle moet my hart hoor en nie my woorde nie. Wees baie versigtig vir intercessors, vir mense wat hulle hele wêreld op gebed bou as 'n platform van geestelikheid. Dis baie gevaarlik. Dis baie gevaarlik om mense te gaan aangryp wat hulle platform op gebed bou, asof hulle een of ander spesiale weg het hemel toe oor die woorde wat hulle gebruik, die platform wat hulle gebed hulle doen, as hulle bid gebeur daar goed, en wees net baie versigtig, want mense wat in gebed aandag kry, sê die Here, is die teenoorgestelde van Christendom.
Hoekom is dit so belangrik dat byvoorbeeld julle wat nou hier agter my staan, die hoekom 'n orkes nie 'n groot angs oor hulle self en rocksterre moet word en popsterre moet word nie, want jy doen dit nie vir mense nie, jy doen dit nie om gesien te word nie. As jy bid, is dit nie sodat mense vir jou hande klap nie, jy doen dit nie op straathoeke sodat mense sê, "Wow, jy het dan hierdie amazing stem of musiektalente of wat ook al," en moet jy eer gee? Verseker. Kan my vrou mooi cello speel? Dis hoekom ek al getrou het. Julle sal dit nou hoor. So natuurlik kan jy sê Sonel het 'n mooi stem en dis so lekker as mense. Julle hoor die punt. Oppas wanneer jy in jou geestelikheid na die Here toe stap om hom te verheerlik, dat dit nie meer gaan oor hom nie. As jy bid, moet ons mooi hoor wat die Here sê. Die tweede ding wat my soms pla oor die kerk as dit kom by aanbidding is die tweede gedeelte wat Jesus sê. En so, hy sê, ons moenie laat mense ons raak sien nie. Hy sê, hulle sal hulle beloning kry, maar dis al wat hulle sal kry. Dis harde woorde, want ons wil hê die Here moet ons beloon. Hy sê, ek verseker julle, dis al beloning. Hy praat die hele tyd oor belonings. Ja, daar's belonings in gebed. Dis al beloning wat hulle sal kry. Hoor vers 6. Wanneer jy bid, wanneer jy sing, wanneer jy jou mond oopmaak en oor hom of vir hom of met hom praat. En dis wat gebed is. Wanneer jy bid, Christen, gaan na die stilste vertrek in die huis en maak die deur agter jou toe, sodat jy daar in jou alleenheid tot jou Vader kan bid. En jou Vader, wat alles weet, sal jou beloon. Wow. So as ons by mekaar kom om te sing, dan doen ons dit juis, en hoekom is daar sing in die kerk? Want ons almal sing. Die idee is nie dat jy moet luister na almal, dis nie 'n koortjie nie. Ons almal sing, sodat dit nie gaan oor die ou langs jou of die ou voor jou nie. Ons almal sing saam, om eendragtig te sê, Here, hier is ons oor die voel, as 'n familie, as 'n gemeente, waar ons vir U kom dankie sê, en ons doen dit op so 'n manier, sodat ons in ons harte kan kom stil word voor hom. Sodat dit nie gaan oor my nie, sodat die groter groep my verdrink, en ek in hierdie groep kan staan, en kan sê, Here, ek is hier om vir U te sê, ek is lief vir U. Die aandag is nie op my nie. Dis hoekom 'n mens soveel waardering het vir 'n Bobby, of 'n Shell, of 'n Kylie, of vir iemand wat 'n mikrofoon kom vashou. Want dis 'n voorreg om net te kom sê, Here, ek wil net kom verdwyn in die groep, en vir U kom sê, ek is lief vir U. En so onthou dit, wanneer jy bid, kom sing in die kerk. Nie op straathoeke staan waar mense jou raak sien nie, maar kom sing op by die huis. Christen leefgemeente, sing jy by die huis. En sing is bid. Bid jy by die huis. Want Jesus sê vir jou, jy kan nie net by die kerk kom sing nie. Jy moet by die huis gaan sing. Jy moet. Dis waar jy beloon word. Ek weet, daar's baie preke daar buite van corporate anointing, kom kerk toe, hier's die Here, hier's sy salwing, as hy instrumente eers tokkel, as hy cello eers begin speel, dan die siekes gaan gesond word. En dis nie verkeerd nie. Dis nie wat Jesus sê nie. Hy sê, as jy regtig 'n krisis in jou lewe het, as daar regtig iets is wat jou pla, as jy regtig bekommerd is oor volgende jaar, weet jy wat doen jy? Gaan in jou huis, waar niemand jou sien of hoor nie, jy maak die deur toe, en jy sal beloon word. Sonder die pastoor, sonder al die instrumente, sonder al die hype en alles wat om dit aangaan, jy sal beloon word. Ek het dit nie gesê nie. Jesus homself sê dit. Moenie jou huis toemaak nie. Moenie jou huisgebed afskakel nie. Moenie dit vergeet nie, julle. Dis waar jy beloon word. Mense op straathoeke, selfs mense binne in 'n kerk, hier saam sing om gesien te word. Dis die kind of beloning wat jy sal kry. Vandag se sing was lekker. Dis jou beloning. Maar vir jou wat om 8 in huis toe gaan en jou deur toe maak, vroeg die oggend, laat die aand, wanneer ook al, maak nie saak nie. Jy sal beloon word. Ek wil net nog vinnig ietsie daaroor sê. Ek praat met iemand nou die dag en hulle iemand gaan
iemand gaan na die Elisa sentrum toe en hulle het mediese fonds en hulle sê vir die ander persoon, hulle sê vir hulle, ek eet net wat ek wil, want ek het mediese fonds. En so die mediese fonds gaan my gesond hou en ek eet wat ek wil. Nou jou mediese fonds is nie daar om jou gesond te hou nie. Net vir ingeval jy gewonder het, jou kerk is nie hier, ek is nie hier, ons is nie hier om jou gesond te hou nie. Hierdie is jou mediese fonds, reg? Hierdie hou jou nie, dit is jou, hoe jy eet, hoe jy oefen, dag tot dag. Julle verstaan my voorbeeld? Moenie kerk gebruik om jou beloning te kry nie. Moenie jou bietjie sing op Sondag gebruik om jou beloning te kry nie. Julle studente wat weggaan, wees baie versigtig wat jy doen en hoe jy met die Here praat as jy bid vir jou toekoms. Jy kan nie net na 'n gemeentetjie toe gaan en bid en sê ek's met die Here nie. Jesus self sê jy soek jou beloning, gaan bid daar in jou dom, gaan op jou knie al deel jy 'n kamer saam met iemand en doen dit want dis wat jy doen, want dis waar jou belonings lê, waar jy 'n deur kan toemaak. OK, genoeg daaroor, maar dis 'n baie belangrike punt. Dan vers 7. Nou onthou dis moenie so nie, doen dit so. Nie om gesien te word nie waar niemand jou sien nie. Nou gaan hy weer moenie en moet. Hier kom die volgende stel moenie en moets. Wanneer jy bid, moenie met woorde mors soos ongelowiges nie. Hulle dink hulle stortvloed woorde sal maak dat hulle gebede beantwoord word. Moenie soos julle pastoor wees nie. Hy dink hoe meer ek praat, hoe meer verstaan julle. Dit werk nie. Okay? Kort pastoor, kort. Luister mooi. Hoekom sing ons byvoorbeeld as 'n gemeente nie baie lank nie? Hieroor. Jy hoef nie 'n liedjie 12 keer te sing nie. Ek hoef jou nie te brainwash nie. God is goed, 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 God is goed. Glo jy dit? Kom ons sing dit weer. Dankie Bobby. God is goed, God is goed. Ja, ons hoef nie soos die wêreld te wees nie. Want dit is hoe geloof gedoen. Geloof kom deur die gehoor en die gehoor van die woord. 2 keer. Sing ons lief 2 keer, dan is ons klaar. Ons sing meeste liedjies 2 keer. Wat is die punt wat hy hier sê? Is moenie dink deur die stortvloed van woorde dit enigstens iets vir die Here beteken nie. Dit gaan nie oor jou woorde, die hart. Die hart. Hy kyk na die hart. En soms die eerste keer as jy nie daar nie, dan sing ons dit die tweede keer en dan moet jy daar wees. En jy daar is nie, dan gaan ons aan. Want hy sê, moenie dink jou stortvloed sang, impress of beïndruk die Here nie. Hy stel nie belang daarin, sweep die liedjie op tot die verste hoogtes, waar ons almal die liedjie begin uitskree nie. Hy sê, dis nie regtig waarna hy kyk nie. Hy sê, hoeveelheid woorde, jy is so bang om te bid, en is omdat ander mense bid lekker. Maar hy sê, dit gee nie om nie. Die mooiste gebed wat jy ooit kan bid, is die woord Amen. As iemand ooit vir jou sê, sal jy vir ons bid, en jy sien net weer agter, dan sê jy, verseker. Dankie Here, Amen. Ag, doen dit tog net een keer. Ek net, vir al as jy lekker kan bid, doen dit een keer en kyk wat sê die mense. Dis die mooiste gebed is Amen. Want is 'n gebed van geloof, dit sal so wees. Here, dankie dat U goed is. Amen. Dit sal so wees. Die vraag is, glo jy die woord Amen? Glo jy dat dit sal so wees? Hy sê, hy stel nie belang in jou woorde nie, hou dit kort, nou as jy sê, soos kragtig nie, hy is kragtig, hou dit kort, fokus op hom, en dis wat hom beïndruk, want hy sê in vers 8, hier so ons moet bid, moenie soos hulle maak nie, want julle Vader weet presies wat julle behoeftes is, selfs nog voordat julle hom vra. Nou is so, ja, so dis hoekom ons nie bid nie, hoekom bid ons as hy weet, nee, hoekom bid as hy klaar weet, dis soos, Wat Jesus hier sê is, bid met geloof. Jy smeek hom in die sin van smeek as daar 'n krisis in jou lewe is. Maar dis nie waaroor ons nou praat nie, ons praat oor aanbidding. Jy is nie by krisis smeek nie, jy is by verhouding bou. Jy hoef nie te smeek as jy verhouding het nie. Jy weet mos hy's lief vir jou, jy weet hy sien jou, jy weet hy gee om vir jou, jy weet jy het gister geëet, jy weet jy gaan môre eet, jy weet hy sorg vir jou, en so nou praat jy met hom en hy weet dat hy weet wat jy wil hê nog voordat jy vra, maar 'n kind vra nog steeds vir sy pa. En my kinders het nou so 'n jaar terug vir my gesê, pappa, kan ons ietsie mooi skry? En toe sê ek ja, en waar's wragtig geleer nou hierdie week weer gevra. Kinders weet hoe om aan te hou vra vir goed. Ek weet nie hoe nie, maar hulle weet nogal. En hulle weet ek stel belang in hulle, maar hulle bly vra vir goeie goed. En so, as 'n kind weet om vir sy pa te vra vir goeie goed, vra vir hom, maar hy weet. En dis al wat Jesus hier sê. Hy sê, bid met geloof. Jou pa weet mos. Jy weet jou pa weet. So kom in geloof. Amen.
Amen. Dankie Here. Amen. En dan draai Jesus na die baie bekende Onse Vader toe. En ek wil vinnig daardeur hardloop, daar's tonne preke hieroor, maar ek wil net daardeur hardloop en dan by die volgende gedeelte uitkom. Hoor hoe leer Jesus ons bid. Onse Vader wat in die hemel is. Ons se Vader. Hierdie gaan party mense skok, probeer verstaan wat ek bedoel, bel my as jy kwaad raak. Hy's nie almal se Vader nie. Hy's almal se God, maar hy's nie almal se Vader nie. Hy's ons Vader. Die Here kyk na party mense en hy sê, julle Vader is die duiwel. Hy's nie almal se Vader nie. En dis 'n saak tussen jou en die Here, en jy kan met my praat daaroor en ek kan jou dalk help, maar is hy jou Vader? Baie mense bid vir God, the man in the sky, groot man daarbo. Hy's nie almal se Vader nie. Wil hy hê dit moet reën oor almal? Ja. Reën dit oor die goddelose en die goddelike? Ja. Is hy lief vir almal? Ja. Is hy almal se Vader? Nee. En so as jy die Onse Vader bid, is dit hierdie kragtige stelling wat jy maak van die eerste woord af. Hy's Abba Vader. Hy's my pappa. Ek het 'n verhouding met hom daagliks, meer as weekliks, en hy's myne en ek is syne. Ons is familie. Hy's my pa. Dis so 'n groot stelling dat daai woord alleen verander jou hele wêreld. Die woord ons verander alles. Hy's ons pappa. Hy's nie almal se pappa nie. Ek praat anders met hom want hy's my pa. That's powerful. En so ons Vader in die hemel. Die tweede woord verander meeste preke in jou lewe, dat jy na meeste pastore nie luister wat nie weet wat hulle sê nie. Hy's jou Vader. Hier's my vraag. Mag 'n pa nee sê? Ja, waar is die studente? Mag 'n pa nee sê? Nou hoekom kla almal so as hy nee sê? Hoekom los almal die geloof as hy nee sê? 'n Baie bekende popster wat gemaak het asof hy 'n Christen was vir 'n baie lang tyd, het nou weer gesê hy die Christendom verlaat, en toe hulle hoor hoekom hy die Christendom verlaat het, is want hy het gevra die Here moet hom van hierdie verslawing losmaak, toe het hy, en toe sê die Here, maar hy moet ook hierdie ding vir hom doen, en toe het die Here nie, toe kom hy net agter, die Here luister nie regtig na hom nie, en toe loop hy weer weg van geloof af, en die vraag is, hy's jou pa, mag hy nee sê? Hy's nie jou genie nie, hy's jou pa. Hy gaan vir jou nee sê. Wat gaan jy daaromtrent doen? Wegloop? As hy jou siek los? As hy jou arm los? As jy vir 'n lang rukkie stikkend is, soos Josef? Wat gaan jy doen as hy jou in 'n tronk los? In 'n moeilike plek los? Gaan jy ophou bid? Gaan jy sê ek's klaar met kerk? Wel, dan is hy nie jou pa nie. Dan was hy nog nooit jou pa nie. Hy was net jou God. Hy was jou God. Hy was hierdie sterk fors wat alles bymekaar hou. Hy was jou God dalk, maar hy was nooit jou pa nie. En so Jesus begin hier om te sê, verstaan, hy is jou Vader, en hy is jou Vader in die hemel. Hy is nie van die aarde af nie. Hy dink nie soos jy dink nie. Hy stel nie belang in dieselfde dinge noodwendig as wat jy in belang stel nie. Sy wee is nie jou wee nie, sy denke is nie jou denke nie, so vorm jou denke en dink anders. Hy is jou pa in die hemel. En hy is besig met iets anders as waarmee jy besig is. En dan ken julle die res. Dan is daar net 3 dinge. Laat U, laat U, laat U. Laat U, laat U, laat U. Laat U naam geheilig word. U is anders. Laat U koninkryk kom, nie my koninkryk nie. Laat U wil op aarde geskied, nie my wil op aarde geskied nie. Dis laat U wil geskied. Dis Jesus se laaste gebed in Getsemane. Here, hier's wat ek wil hê, maar nie my wil nie, U wil. Hebreërs praat ook daarvan, van Jesus. Maar okay, fokus net, maar laat U wil geskied is die kragtigste gebed. Dan kry jy wragtig pastore wat sê dis 'n swak geloof want jy het nie geloof as jy dit bid nie. Luister mooi, laat U, laat U, laat U. Want hy is jou pa en hy sal doen wat hy wil. Want hy kan en hy sal. Hy is jou pa. Hy's nie jou boetiekie langs jou nie, en hy's nie jou maatjie, vriendie langs jou nie. Hy is jou pa. En hy sal. So laat U, laat U, laat U. Dis bevestiging dat hy jou pa is, en dan al wat hy doen is 4 goeters waaroor jy kan bid. En hoor wat leer Jesus jou vra voor. 4 dinge. 4 dinge wat jy voor vra.
as jy bid. Jy bid vir jou liggaam. Gee ons die porsie brood wat ons vir vandag nodig het. Vergeef ons sondeskuld soos ons skuldenaars vergewe het. Bewaar ons sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie, maar bevry sal word van die greep van die bose. Gaan gou een aan, ek dink ek het dit in die volgende skyfie. Het ek dit? Ja, daar. 4 dinge waarvoor jy bid in 3 dimensies. Jou liggaam, jou siel en jou gees. Liggaam, Here, dankie dat ek alles het wat ek nodig het. Here, ek vra vir alles wat ek nodig het. Hou op na mense luister wat vir jou sê, jou pa wil jou ryk en happy en vol goed hê. En luister, hy sê nie eers jy bid sodat jy oorvloed het, sodat jy ander kan seën nie. Dis nie hier nie. Here, geef my baie geld, ek sal mense seën. Dis nie hier nie. Ek het al so baie pastore gesê, jy moet bid vir oorvloed, sodat jy ander mense kan seën. Here, gee my net wat ek vandag nodig het. Want daai beginsel sal maak dat jy die koninkryk soek en al hierdie ander dinge sal in elk geval bygevoeg word. Jy hoef nie eers daaroor bekommerd te wees nie. Dis nie jou bekommernis of jy ander mense seën nie. As hy ander mense wil seën, sal hy die kanale gebruik wat beskikbaar is. Niks met jou te doen nie. As hy's liewer vir daai persoon as wat jy is. En as hy hulle geseën wil hê, sal hy die kanaal gebruik wat beskikbaar is. Die beskikbare kanaal is 'n nederige een. Een wat sê dankie, een wat sê u wil, een wat sê ek het genoeg want u sorg vir my. Dis 'n kanaal wat hy gaan gebruik. Nie 'n kanaal wat weet om met 'n Ferrari rond te jaag nie. En so, jy moet weet wat hy voorvra. Hy sê, liggaamlik, Here, dankie dat ek het genoeg. Here, gee net vir my genoeg. Here, versorg my net soos u die bossies en die veldlelies en die blommetjies versorg. Versorg my ook, dis wat ek vra. En jy kan dit vra, en jy moet dit vra. Here, sorg vir my, anders gaan jy vir jouself sorg. Dis nie 'n goeie idee nie. Tweedens, bid vir jou siel. Wat is jou siel? Ons is gemaak om sielsgenote te wees van mekaar. Dis die mense om jou. En so jy bid vir jou siel om gesond te bly as die taxi voor jou stop, nê. Jy bid vir jou siel om in die Here se hand te bly. Here, vergeef ons sondeskuld, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. Jy bid vir jou siel. Here, ek sukkel. Here, ek sukkel om te vergewe. Verkeerde woorde kom nog uit my mond uit. Here, asseblief vergewe my en help my om te vergewe. Maak my siel rein voor U. Dawid bid dit so mooi. Come on, en dis wat jy bid. Dis wat jy bid. Jy soos, Here, vergewe my siel. Ek is 'n sondaar. Ek voel ongemaklik met myself. Ek kan myself nie vergewe nie, want ek weet wat ek gedoen het. Asseblief, Here, vergewe my. En help my om te vergewe. Jou siel kan nie gesond wees as jy net 'n verhouding met die Here het nie. Jy moet verhouding met mense hê. En so jy sê, Here, help my om te vergewe. Sodat ek vergewe kan word. En dan bid jy vir jou gees. Dan bid jy vir dit wat ewig waarde het. Dan bid jy vir dit wat jy alleen voor die Skepper gaan staan eendag. Alleen, sonder jou sielsgenote. Gaan jy alleen voor God staan. En jou gees wat ewig is, want hy het asem in jou ingeblaas, gaan voor hom staan. En of jou gees lewe, of jou gees gaan sterwe. En hier sou jy bid vir jou gees. Sodat jou gees mag bly lewe. Bewaar ons, sodat ons nie aan verleiding sal toegee nie. Sonde. Lees 'n bietjie die brief 1 Johannes. Gaan sien wat sê 1 Johannes. Bewaar ons van sonde. 'n Christen doen nie sonde nie. Ek hoef nie so te drink nie. Ek hoef nie so te vloek nie. Ek hoef nie so te kere te gaan nie. Here, bewaar my van die verleiding van hierdie wêreld. Here, bewaar my. Ek vra jou, bewaar my siel van sonde en my gees van verslawing. Bewaar my van die verleiding van hierdie wêreld. En in die 4de ding wat saam met jou gees gaan is, bevry my dan. Hoekom? Want van julle moet bewaar word van sekere goed en van julle moet bevry word van sekere goed. Van julle is verslaaf aan sekere sondes. En so jy moet, as jy nie verslaaf is aan sê alkohol, as jy nie verslaaf is aan alkohol nie, en jy gaan na 'n partytjie toe, so bid jy, Here, dankie dat ek vry is daarvan. Here, dankie dat ek nooit verslaaf sal wees hieraan nie. Ek prys U daarvoor. As jy verslaaf is aan alkohol, Here, bevry my hiervan. Maak my los hiervan. Dit bind my gees vas sodat ek nie kan leef vir U nie. En dis wat jy oor jou gees bid. Bewaar my en bevry my. Bewaar my en bevry my. Bewaar my en bevry my. Weet julle wat beteken bewaar en bevry? Jesus Christus. Hy is die een wat jou redder is, Jesus.
En die een wat jou bewaar is die Christus, die een wat gestuur is om ons te lei. Jesus Christus is die een wat jou bewaar en jou bevry. OK, en dan om klaar te maak, in die volgende hoofstuk praat hy weer vinnig oor gebed. En ek wil net vinnig vir julle lees wat hy hier sê, want dis belangrik. Matteus 7. Jesus weet alles wat ons nodig het voordat ons hom vra, en in Matteus 7 kom Jesus en hy sê hierdie woorde, luister mooi. Vra vir bevryding, vra vir bewaring, vra vir vergifnis, vra vir voorsiening vir daaglikse behoeftes. Vra en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat vra ontvang, en wie soek vind, en vir wie klop sal oopgemaak word. Hy herhaal dit 2 keer. Jy sien, ons sing 2 keer 'n liedjie, Bobby. 2 keer. As jy iets nie mooi verstaan nie, sing dit weer. 2 keer. As jy dit dan nie verstaan nie, wel, ja. 2 keer. Vra. En dan doen hy dit weer. Vra. Sodat jy nie die mekaar sal sê, bid is overrated. Ek het nie nodig om 'n stilte tyd te hê nie. Ek het nie nodig om te bid nie. Jou lewe gaan nie bid. Dis wat hy sê. Bid op elke manier wat jy kan. En as 3 verskillende middele, ek gaan nie oor preek nie, my tyd is al oor klaar, maar hy doen 3 verskillende maniere hoe jy kan bid. En is praktiese goed. Dis nie net handjies vou nie. Maar hoor dit sê in vers 9. Dis so mooi. Wie onder julle sal as hy seun, en hy kyk na 'n klomp geestelike Jode, seun is nie my seun, die seun is seuns, jong mense. Hy kyk na volwasse mans en hy kyk na die kindertjies en hy sê, wie onder julle volwasse mans, julle pa sal nie sorg vir kinders nie. Dis eintlik wat daar staan. Hy sê, wie onder julle mans, julle ouer mense, as kinders vir julle brood vra, wie sal vir hom 'n klip gee? Of as hy 'n vis vra, wie gaan vir 'n kind 'n slang gee? As julle wat sleg is, ek het nie die Bybel geskryf nie. As julle wat vir julle kinders brood en hierdie goed gee wat sleg is, ja, jy is sleg. Welcome to the party. Bid, al voel jy sleg. Bid, al het jy nou net iets slegs gedoen. Bid, as jou hele week in sonde gedompel was. Bid, as jy weet die man in die spieël is 'n baie slegte man. Bid. Want as julle wat sleg is, dan weet om goeie goedjies hier op aarde nou en dan te doen. As julle wat sleg is, dan weet om goeie goed vir mense te doen. Kyk hy boemelaar, Shane, kyk hy ouetjie kry swaar. As julle weet om 'n bietjie goeie goed te doen, hoeveel te meer sal julle Vader in die hemel goeie dinge gee vir hulle wat hom vra. Vir hulle wat hom vra. Jou Vader is goed, hy is die enigste een wat goed is. Jy is sleg. Slegte mense, vra vir 'n goeie pa vir goed. Die duiwel gaan vir jou sê, jy is sleg, jy mag nie vra nie. Jy is sleg, jy mag nie vra nie. Kyk, al drink jy weer. Hoeveel keer het jy al vir die Here gesê, Here, help my, ek wil nie so drink nie. Ek is jong, ek is 'n student, ek wil nie so drink nie. Here, ek is jammer, dis nie die lig wat ek op my universiteit wil skyn nie. Hoeveel keer was jy al by die Here? Hou net op. En hy sê, jy is sleg, ek is goed. As jy my nie vra nie, hoe kan ek vir jou gee? Moet nooit laat die duiwel jou so sleg laat voel dat jy nie kan bid nie. Dis wat hier aangaan. Soek, klop, doen alles wat jy kan. En as jy voel jou gebed werk nie, gryp jou jeugpastoor, gryp 'n Christen by 'n selgroep, gryp enige iemand wat jy kan, ja, pas op net vir wie jy gryp, en dit kan ook sy eie sonde wees. En so, kyk net baie, baie mooi oor wat jy doen. Maar as jy sleg is, moet jy vra. Dis wat hier staan. En dan eindig hy dit af, en daar's ander hoofstukkies in julle Bybels, maar hierdie is deel van gebed. Alles wat julle dan wil hê, mense aan julle moet doen. Gebed gaan mos oor God. Maar alles wat julle wil hê, mense vir julle moet doen, doen ook julle net so aan hulle. Want dit is die kern van die Bybel. Hoe word jy vergewe? Jy vergewe. Hoe kry jy by God? Jy gee vir mense. Jy wil weet wat is gebed in sy praktyk? Dis nie net jou binnekamer en jy bid nie. Jy wil vergewe word? Gaan vergewe.
Jy wil iets ontvang by jou baas, of by jou vrou, of by jou kinders, of by jou student, by jou dosente, by jou porto, jou punte, gaan doen iets. Wat is gebed? Dis 'n aksie. Hierdie goue reël pas by gebed in. Jy wat so vra vir goed, as jy wil hê dinge in hierdie wêreld moet vir jou uitwerk, gaan doen iets daaromtrent. Gebed is nie 'n passiewe ding nie. Ja, niemand sien jou nie en niemand weet wat jy bid nie, maar dis nooit 'n passiewe aksie nie. Jy doen iets. Aanbidding, as jy in die kerk sit, is nie 'n passiewe aksie nie. Jy sit nie en luister hoe sing Bobby nie. Jy sit nie en luister hoe sing Lachelle nie. Dis 'n aksie. Dis 'n nader trek. Dis sê Here, ek het ook 'n rol om te speel. Jy wil hê mense moet goed vir jou doen, gaan doen jy dit aan hulle. Dis wat die hele Bybel vir jou gaan leer. Soek, klop, vra. Dis my so mooi.